nog nie uitgepraat raak vir myself oor Pinkstertyd nie. Ek het persoonlik soveel waarde en soveel vreugde daar uitgeskep en dit was regtig vir my persoonlik was dit vir my baie besonders geweest. En toe ons nou hierdie laaste stukkie sing, I speak Jesus over my family en alles toe kom dit so my hart op dat daar sal minder doktersafsprake wees. En daar sal minder diagnoses wees. En daar sal minder hospitalisasie wees. Ja, nou begin Cassie verstaan. Goed. En daar sal minder, mediese fonds, tekorte wees. Ek nou maar die mediese fonds ook sleg sê. Van, meneer, jammer, maar jy's op jou limiet. Dis nou, daar is nie. En daar sal altyd werk wees vir die dokters en die verpleegsters en vir die hospitaalmense. Sal altyd vir hulle werk wees, want daar sal altyd ongeloof wees. Daar sal altyd iemand wees wat uitgemis het op wat 'n kerkdiens kon doen. Ons ry nou kerk toe vanoggend en nou is Lumey daar so, nou sê sy, ek is verkoue. Nou vra Margaret vir haar nou, verkoue, waar het jy nou? Nee, by ouma gekry. Ek dank die Here vir 'n vrou van geloof soos wat ek het. Sy sê, nee, nonsens, ek en oupa is gesond. Man, ek hou van so 'n vrou. Kan jy hoor, jy het 'n kerkdiens gemis. Ek sê vir jou iets wat ek glo, 'n gedagte wat die Heilige Gees in my hart wakker maak, en hy sê, al hierdie, simptome en al hierdie, afspraak met die dokter en al die, hospitalisasie en al die operasies en al die goed, is omdat ek 'n diens gemis het. Amen. Ek het 'n diens gemis. Ek kan nie uitgepraat raak oor Pinkster nie, want ek wil vir jou sê, om daai 5 keer, in die teenwoordigheid van die Here te staan, en ek was so bang het gaan weer, sommer net weer tradisionele kerk wees. Nee, moet kerk wees waar die Gees van God werk. En ek weet, as hy in my hart werk, dan behoort hy ook in jou hart te werk. As ek sy teenwoordigheid ervaar, dan behoort jy ook sy teenwoordigheid te ervaar. As ek hoor hoe hy vir my sê, hoe ek kan sê, spreek Here, u diensknegt luister, en ek hoor wat hy vir my sê, dan weet ek, daar's 'n profeet in die huis. Dan weet ek, die bediening is daar. En ek hoef dit nie op 'n ander plek te gaan soek nie, ek hoef dit net hier te soek nie. Amen. Onthou die Nuwe Testamentiese kerk het in huise bymekaar gekom hoofsaaklik en meerendeels en dit het 'n beperking gehad. Dat die huisdiens was miskien, 10 of 12 of 20 mense, of minder gewees. En getalle bepaal nie die werking van die gawes van die Heilige Gees nie. Getalle behoort dit eintlik makliker te maak, minder behoort dit makliker te maak. Want as elkeen van julle kom, moet jy 'n psalm of 'n lied of iets hê, né? Goed. Nou ek loop myself so klein bietjie vooruit en ek wil die Bybelverklaring doen en dan wil ek hê jy moet dit vanoggend so doen saam met my, dat jy sê, as ek lees en vergeet, beteken dit niks. Maar as ek lees en dit begin iets aan my doen, né? En dis hoekom ek hou van daai woordliedjie wat ons aan die begin gesing het, né?
wat gesê het die woord, op die woord sal ek staan, ek vergeet. Jy kan maar die woorde vergeet, jy moet net kan sê, daar was 'n liedjie, nê. Dan soek ons hom, dan kry ons hom, en dan sirkuleer ons hom op WhatsApp, en almal hoor hom, nê. Goed, kan ons Bybelverklaring saam met mekaar doen? Dan sê hy, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees, en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid, en die waarheid sal my vrymaak. Woensdag aand tydens die Zoom byeenkoms vertel een van die persone wat van 'n ander dorp en land inskakel en saamgesels en kuier van 'n baie slegte ondervinding wat hy gehad het tydens 'n vergadering die vorige aand. En jy kan sommer sien hy voel aangeraak. Hy voel, jy weet, dat dit was onnodig. Wêreldse mense moenie met kinders van die Here so maak nie. Nou wie van julle het al daardie ondervinding gehad dat die wêreldse mense maak nie mooi met kinders van die Here nie? Is daar enigiemand, ek en Cassie, 2, 3, Rensha, daar is nog 1 of 2 van jou, ag, dankie tog. Ek wil, jy moet weet dat tydens prediking kan jou mond en jou arm ook werk, jy weet. Ek wil daai ander broer gaan soek wat by die konferensie so van die wonderbare soete stroop, soete naam van Jesus, jy weet. Ek wil hom betaal om kerk toe te kom. En vir hom sê, ou broer, kom wys net vir ons, hoe maak 'n mens dit? Hy's kosbaar. Goed, want iets het my getref, en dit is, dat as daar een siekte is wat ons teen moet bid, is dit stomheid. Gees van stomheid, en luister, is 'n gees, né? Die Bybel kwalifiseer dit as 'n gees. Want ons leer om al hoe minder te praat, want ons wil nie meer opstaan nie, ons wil nie ons kant verdedig nie, ons wil nie vir die wêreld sê hoe ons voel nie, want jy moet net stil bly, want maak nie saak wat jy sê nie, jy is verkeerd. Jy weet, dis mos hoe dit werk. So, in die Pinkstertyd, en hierdie persoon, jy weet, sê dit, en laas Sondag se boodskap het gesê, gaan kyk 'n bietjie na al die klein dingetjies wat gebeur het op Pinksterdag. Wat jy miskien nog nooit eers regtig aan gedink het nie. En ons is vinnig om te sê, Pinkster is, jy weet, die uitstorting van die Heilige Gees, en daar was mense in 'n plek gewees, hulle het in tale gepraat, en daar was mense wat gehoor het, en daar's duisende gedoop, of daar's baie gedoop. Nou sê ek, man, 'n getuienis moet vas kan staan. Nou kom ek vra jou gou 'n strikvraag, en sal ons vir dokter van Niekerk vra, jy weet, dan kan hy vir ons sê, nee. Was daar 11 of 12 disippels in die bovertrek gewees? Want julle onthou, Judas is nou uit, né? Nou is dit nuus vir 'n paar van julle. Wanneer is Matthias verkies as 'n disipel? En dan kry hy ook 'n ander naam, hy kry nie woordjie disipel nie, kry die woordjie apostel, né? Nou ek wil nie jou kop die mekaar krap nie. Hoe sê die Bybel nou weer in daai versie? Daar was omtrent 120 mense gewees, né? So van die 120 was ten minste die 11 disippels daar. Wie glo hulle was volteenwoordig die disippels? Gee hulle krediet asseblief. Kom ons gee hulle 'n bietjie krediet, jy weet. Hulle het dit nie gemis vir alles in die wêreld nie. Die 11 disippels het vir mekaar gesê, ons moet in Jerusalem wees. Hoeveel was bo op die berg waar Jesus opgevaar het? Wat wil ek vir jou hierdeur sê? As jy kan sê, daar's 3000 die dag toegevoeg en gedoop in die gemeente, of bygevoeg, en Petrus het gepreek en alles, dan sal baie detail wat op daai een dag gebeur het, wat ons baie keer so min van weet, né? En ons sal net so die belangrike goed miskien onthou, né? Maar die een wat my nie los nie,
uit een van die klein dingetjies wat op Pinksterdag gebeur het, wat 'n reuse ding is. En ek wonder wie kan raai. Nou moet jy dink, wat was laasweek se slotgedagtes gewees? Hierso is hy nie. Die Bybel sê, hulle was diep in die hart getref. Wow. Wanneer laas is jy diep in die hart getref? Onlangs, kom ek sê vir jou. Iemand het iets gesê, of iemand het iets gedoen, en jy het so in mekaar gekrimp, jy gesê, nee, asseblief nie. Moenie so dink nie, moenie so praat nie, moenie so wees nie. Hallo, kan ek gou getuienis kry? Wie sê hulle is ook diep in die hart getref in die afgelope tyd? Toe daai dokter sê wat hy sê, wie wil nog 'n hand opsteek? Ek sien julle word nie diep in die hart getref nie. Is ek reg? Die getuienis wat ek van julle kry, is dat ons word nie diep in die hart getref nie. Dan moet jy weet, jy gaan in die hart getref word. Iewers gaan iets gebeur, as ek by Dani se begrafnis staan, en ek sien, en as ek nog 'n end terug beweeg, dis nou die laaste 2 begrafnisse, ek weet nie of daar een nou tussenin was nie, Kobus Burger se begrafnis, jy weet, dan sien ek mense wat diep in die hart getref is, maar ek sien ook mense wat eintlik onaangeraak is. Nie eers meer dood kan partykeer ons roer nie. Nou terug by Woensdag aand se Zoom, en hierdie man vertel van hoe onregverdig hy behandel is. En hy voel, hoe kan wêreldse mense met 'n gelowige so maak? En ek het dit nie dadelik gesnap nie, maar ek het agterna iets begin snap. En dit is dat sondaars het 'n gelowige diep in die hart getref, maar is nie die sondaar nie. Dis die Heilige Gees. Want jy sien, as die Heilige Gees jou diep in die hart tref, dan laat jy jou daai selfde dag doop. Dan sê jy daai selfde dag, ek is 'n gelowige. As jy diep in die hart getref word, gebeur daar iets met jou. En ek moet dit aanleidend sê, dat jy verstaan, hoekom sê ek kan nie uitgepraat raak oor Pinkster en oor die hele Pinksterdag gebeure nie. Daar's so baie goed, maar ek gaan dit nie herhaal nie. Ek is besig om op die YouTube kanaal te sit, en ek sal seker in 'n dag of 2 dit reg kry, nê. Nou goed, waaroor gaan ons 6 weke nou? Het gaan oor dat die gemeente behoort ouderlinge te hê. Daar behoort ouderlinge in 'n gemeente te wees. En as dit een ding is wat ek nou kan met terugskouing kyk, dan sien ek dat nadat ons nou alles gedoen het wat ons in ons konstitusie het, en al die rade en al die verkiesings en alles wat ons gedoen het, die samestelling van ons kerkraad en alles, dan sien ek dat dit is nou 'n goeie tyd om te sê, waar is die ouderlinge? En vergewe, maar ek hoef nie vergifnis te vra nie, maar ek wil eintlik vir jou sê, kry jouself maar net reg, suster, as ek vir jou sê, ek glo dit moet manne wees. Ouderlinge is manne wat goed kan regeer. En ek gaan so stelselmatig opbou, en dan gaan ons so aan die einde van Junie, is ons nou Junie se tyd, maand wat voorlê, dan gaan ons vir die Here vra en vertrou, dat ons in ons gemeente duidelik kan uitwys, wie is die manne wat hand opgesteek het, om as 'n ouderling in die gemeente vorentoe beweeg. Want hoekom? Ek wil jou vanoggend vra, na aanleiding van die Bybel, wil ek vir jou vra, is daar enige apostels vanoggend hierso? OK,
Ek sien nie 'n hand wat opgaan nie. Is daar enige profete vanoggend hier? Ek sien ook nog nie 'n hand wat opgaan nie. Hendrik is alles, hoor. En hou dit vas. Is daar enige evangeliste vanoggend hier in die kerk? Is daar herders in die kerk? OK. Is daar leraars in die kerk? Ek weet nie hoe my broer president geword het, want hy het nie een keer sy hand opgesteek nie. Ek sou nogal gedink het die president van ons kerk moet al 5 wees. Sommer 'n apostel, 'n profeet en 'n evangelis en 'n herder en 'n leraar. Goed, nou hou dit vas. Ek vra vir jou daai vraag, nê. Ek vra vir jou. Miskien is jy skaam om jou hand op te steek, maar as jy jou skaam vir die evangelie van ons Here Jesus Christus, dan vergeet jy dat dit 'n krag van God is tot redding vir elkeen wat glo en hoor. Amen. So jy kan nie skaam wees as God jou geroep het en as God jou gestuur het nie. Jy staan in die boldness van sy roeping wat hy jou gegee het, nê. Goed, nou kom ons gaan vir 'n oomblik saam met mekaar kyk nou wat ek vanoggend vir jou wil sê, en ek sê dis, ek praat oor die bevele wat Jesus gegee het, en nou wonder ek of die masjienkie nou wil sy werk, daar doen hy sy werk, nee. Wat is jou reaksie op Pinkster? Wat is jou reaksie? Was dit maar net Pinksterdienste, o ja, nou is dit verby en nou gaan ons aan. Ek was verstom gewees om party mense se reaksie te sien. Is amper asof hulle wil sê, nee wat ons het Pinkster gehad, ja, was Pinkster. Okay, maar wat het Pinkster aan jou gedoen? Wat het Pinkster vir jou beteken? Wat het hierdie fees in jou hart gemaak, nee? Nou kan ek vir jou sê, Jesus se disippels, wat nou eintlik apostels geword het, omdat hulle nou uitgestuur is, en hulle nie net leerlinge is nie, het verseker na die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, mekaar gedurig vermaan oor Jesus se bevele wat hy gegee het. Nou ek kan nie die Pinksterdienste oordoen nie, maar jy sal onthou dit gaan oor die bevel. Wat is die bevel wat Jesus gegee het? Ek wil vir jou vanoggend vra, onder watter bevel lewe jy? Onder watter bevel reageer jy? Watter een van die bevele van Jesus doen jy? Nou volgende week as ons doopdiens hou, dan het ons iemand wat sê, ek kan nie langer uitstel nie, ek moet die bevel van ons Here Jesus Christus gehoorsaam deur my te laat doop. En ek wil hê jy moet verstaan, dat 'n bevel kom tot uitvoering as ek dit vrywillig uitvoer. Vra maar vir ons soldate wat groot gemaak is in die weermag, jy weet. Jy staan en jy hoor aandag, jy hoor op die plek rus en jy hoor linksom en jy hoor regsom en jy voer daai bevel onmiddellik uit. Jy dink nie eers daaroor nie. Jy doen dit net, want dit is wat van jou verwag word, om die bevel uit te voer. En kan ek vir jou sê, jy kan selfs met al die mag en die autoriteit van die weermag, kan jy besluit om 'n bevel te verontagsaam. En dan gaan jy DB toe. Of moet ek sê, dan het jy 'n diens gemis. En dan wonder jy, hoekom het jy pyn en seer en hoekom loop dinge skeef, nee. As jy die bevele van ons Here Jesus Christus weer belangrik maak, gaan jy agterkom, dit lê in jou vrywilligheid. Jy kom nie kerk toe omdat jy moet kerk toe kom, jy kom kerk toe omdat jy wil kerk toe kom, want hoekom? Daar's 'n opdrag om kerk toe te kom, moenie die onderling byeenkomste nalaat nie. Amen. So kan ek jou help om te verstaan, in Psalm, as jy teruggaan in die Ou Testament, dan sê jy agterkom, dat die volk Israel het 'n baie goeie ingesteldheid gehad, op bevele. Hulle het daarna gesmag.
Hulle wil gehoor het, en dis hoekom Psalm 119:93 sê, ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Die bevele van God kan lewe gee, halleluja. So vir wat doen ek dit nie? Hoekom reageer ek nie? Want iewers is my gedagtes, is my wêreld verniel, my oortuiging is aangeveg, en ek is op daai punt waar ek sê, dit help tog nie, ek kom op aandag nie, dit help nie, ek gaan staan op die plek rus nie, dit help nie, ek maak 'n linksom of 'n regsom nie, ek moet maar net doen wat ek wil doen. Is eintlik nie net dit nie, is eintlik omdat ek nie sy stem hoor nie. So omdat eintlik nie kan hoor as hy vir my wil sê wat ek moet doen nie. Wat kan ek vir jou sê, as jy dink aan die disippels, as jy dink aan die 12 of die 11 of alle disippels van ons Here Jesus Christus, dan is dit mense wat 'n bevel met vrymoedigheid uitvoer. En wat sê, die Here het vir my gesê. Die Here het my op koers gesit. En daarom wil ek hier moet weet, dat as 1 Korintiërs 14 vers 37 sê, as iemand meen dat hy 'n profeet is, en ek het nou so bietjie selektief, want ek laasweek nou oor die apostel praat ek nou vandag oor die profeet. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Dink ek het op my laat stadium van my bediening as 'n pastoor van ons kerk, het ek soveel insig, soveel belewennisse gekry van hoe dat ons sekere waardes verloor het. Ons het ander belangrik gemaak, maar ons het nie op 'n plek gekom waar daar 'n ingesteldheid is om te sê, Here, ek het u bevele lief. Here, ek smag na u bevele. Here, ek wil hoor as ek in die oggend opstaan, hoe dat u vir my sê, ry Spar toe en koop vir Pastor Johnny 'n blikkie kondensmelk. En dan sê ek, ja Here, ja. Here, ek gaan laat wees vir werk, maar Here, ek is bereid om my werk te verloor, maar Pastor Johnny moet sy blikkie kondensmelk kry. Amen. Kan jy iets hoor wat ek in jou hart wil wakker maak, dat jy snap, as hy sommige gee, as apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, dan sê Eksodus 4 vers 22, dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Nou ag, daar's soveel, ons kan nog 'n uur Bybelstudie sit en doen, net om die konteks daarvan te verstaan, maar kan jy dink hoe dapper was Moses en Aaron om te sê, Farao, het julle gehoor hoe dapper is ek aan die begin van die diens, maar ek doen dit net hierso, bietjie bang om dit daar by 'n skoolraadsvergadering te gaan doen, jy weet, of as die direksie van 'n skool bymekaar kom, daar in te stap en vir hulle te sê, luister, my naam is Johnny van die kerk, ek is daarom nog 'n pastoor van die AGS kerk, en ek kom net vir julle sê, julle moet die kinders Vrydag afgee, dat hulle kan pannekoek bak by die kerk. Halleluja. As 'n Engelse woordjie wat sê, dream on. Droom maar voort. Laat dit maar net 'n droom bly van kinders wat God soek en God dien. Laat dit maar net 'n droom bly, want hoekom? Ons sal sorg dat jou droom nie uitkom nie. Ons sal sorg dat jy verhinder word. En as jy kan help om te verstaan, hierdie selfde dapperheid, is dit wat die disippels verstaan het en geken het, terwyl hulle op die Here wag vir wat God moet doen en waarmee hy besig is, en dan wil ek hê jy moet hoor hoe dat Jeremia 21 vers 8 sê, hy sê, en aan hierdie volk moet jy sê,
Nou luister, die een was nou teenoor Farao, het was teenoor die vyand gewees. Maar nou is dit nie jou vyand nie, nou is dit jou volk, is jou mense. Jy moet aan hierdie volk sê, Here, dis my broers, my susters, maar hulle gaan my kruisig, hulle gaan my stenig, hulle gaan my doodslaan. Hulle gaan my lewe bedreig. Hy sê, so spreek die Here. Nou dis 'n begrip wat 'n mens met soveel verantwoordelikheid moet vat en besluit, ek is nie bang nie. As God dit gesê het, hoekom sal ek bang wees om dit te sê? Nou, wat moet hy sê? Ek hou julle die weg van die lewe voor en die weg van die dood. En dis wat ek vanoggend vir jou as 'n gemeente kom sê. Ek kom om vir jou te sê, net soos wat Jeremia dit daar gesê het. So spreek die Here. Sê jy gaan agterkom. Laat God gee vir jou 'n keuse tussen lewe en dood. En jy moet kies. Nou as ek teruggaan Genesis toe, dan kom ek agter, dis waar die ding eintlik al begin het, want hoor hoe mooi sê die teks, hy sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee, let wel die woordjie bevel, sê dit hardop bevel, nee, okay, gaan ek en jy luister, want Adam en Eva het nie geluister nie, ek dink ons gaan moet uithaal en wys as ons wil ook luister, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Nou ek hoor al hierdie klomp AGS Pinkstermense hoe struil hulle onder mekaar. Is dit nou al die bome of is dit nou almal -1? Dan sê hulle miskien wil die teks dit gesê het al die bome, so dit sluit eintlik die boom, maar kom ons lees maar net. Hy sê maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ek wens ons kan die tweede gedeelte so gelate aanvaar, as wat ons die eerste versie van al die bome. Weet jy, ons vat hom net so, nee. Ons sê net, Here, van alles, van almal, van elkeen. Maar kan ek vandag vir jou sê, dat iewers gaan die profetiese woord jou voor 'n keuse bring en jy gaan persoonlik stok, siel, vinger alleen daardie woord moet antwoord. Daardie opdrag moet uitvoer. Niemand anderster nie. Jy kan nie jou laat doop vir iemand anderster nie. Jy kan nie tot bekering vir iemand anderster nie. Jy kan nie vol van die Gees vir iemand anderster nie. Ja, jy het 'n impak, jy het iets, jy het 'n betekenis, jy het 'n getuienis wat jy uitdra, maar ek hoop jy snap, dat as ek vir jou sê, dat as almal vervul is, was almal nie profete nie. Nou moet jy so 'n bietjie kop hou saam met my. Onthou laasweek het ek gesê, almal is vervul met die Heilige Gees, maar nie almal is profete of apostels gewees nie. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, nê. Wat wil dit sê? Waartoe beweeg hierdie teksvers met ons, nê? Dan sê hy dat sommiges is dan nou die apostels en die profete. Nou sê 'n paar van julle, "Joe, dankie pastoor, ek is een van daai sommiges." Ek is gespaar, jy weet, so ek hoef nie apostel, profeet of herder of 'n leraar te dink of te wees of te verstaan nie. Efesiërs sê, hoekom dit gebeur? Wat gaan hierdie sommiges doen? Hy sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou, ek wil hê jy moet vanoggend dit in jou hart wakker maak. Onthou nou, ons praat ouderlingskap. En ek wil sê, as jy as 'n geestelike mens, as iemand dink hy's 'n apostel, as iemand dink hy's 'n geestelike mens, dan moet hy sê, hierdie dinge wat gesê word is bevele van God. So ek hoef jou nie te oortuig nie, God gaan jou oortuig. Die Heilige Gees gaan jou oortuig.
En jy gaan reageer op die Heilige Gees. En as jy nie reageer nie, ek het 'n vreeslike versie wat kom. Moet nou nie, ek sal nou by hom kom nie. Maar as jy nie reageer nie, dan sit nie op my nie. Dan sit nie op my nie, né? Goed. Nou, die Nuwe Testamentiese kerk het gegroei. Hoekom? Omdat profesie as 'n bevel van God gesien kon word. Ek weet as ek sou vra, en dit is altyd 'n groot ding, as 'n mens tydens 'n diens voel, dat jy het 'n woord, of jy wil iets sê, en jy wonder, moet ek dit sê, moet ek dit nie sê nie, wanneer gaan ek kans, gaan pastoor my kans gee, man ek hoef jou nie kans te gee nie, die Heilige Gees gee jou kans. Want hoekom? Dis so spreek die Here. Maar jy moet weet, die meeste mense getuig, laat nadat hulle gesê het, so spreek die Here, dan as ek het so mag uitdruk, dan stap hulle so, jy weet, bedroe, hulle stap so weg en dink, wat het ek nou gesê? Here, wat het ek nou gemaak? Want jou diepe afhanklikheid van laat God moet praat en nie jy nie. My woorde moenie myne wees nie. Dit moet God se wees. Dit moet wees wat God wil sê. En daarom wil ek hê, jy moet weet, as ons dink aan Genesis 2 vers 18, wat ons nou gelees het van die boom in die tuin, van al die bome mag jy eet, maar die een wat jy nie mag eet nie, en jy moet 'n keuse maak tussen lewe en dood, dan sien ek in 'n paar voorbeelde, dat Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad te gaan, en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Nou kan jy hoor, dis 'n profesie. Dis 'n toekomsspraak. Dit sê nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Nou dis so goed as wat ek nou probeer en sê, nog 40 dae, dan's al Walvisbaai se potholes opgevul. Ek is seker julle glo my niks. Maar ek het daarin probeer positief raak. Stem julle saam? Ek wil eintlik vir julle gesê, nog 40 dae gaan dit kom reën, en dan gaan ons 2 keer soveel potholes hê. 2 keer so diep, 2 keer so groot. Dan sal julle my geglo het, né? Maar kan jy hoor, dis 'n profetiese woord. En ons almal weet hoe hy uitgedraai het. As jy nie weet, jy gaan lees asseblief Jona se laaste hoofstukke, is dat die koning het geskrik. Farao het nie geskrik tot op die 10de plaag nie, maar hierdie koning het sommer met die eerste woord geskrik, en hy bring sy hele volk en sy hele stad en almal moet vas, en almal moet verootmoedig, en God gee vir hulle genade, en God herroep sy oordeel of sy profetiese woord, en en die een wat daarmee worstel, is Jona wat onder sy wonderboom sit. Hallo? En ek hoop jy kan iets verstaan, om 'n profeet te wees, is 'n besonderse opdrag, is 'n besonderse saak. En as ek na 'n ander voorbeeld toe gaan, in Handelinge 27 vers 10, dan sit Saulus, wat op pad is na om voor die keiser te gaan staan, en dan lê hulle oor by 'n eilandjie en hulle rus, maar nou word die seisoen sleg. Nou word die see rof. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Die Bybel sê sommer dadelik, dat die kaptein het nie in hom geglo nie. Die kaptein het nie geglo wat hy gesê het nie. So moenie verbaas wees, as die Here 'n profetiese woord gee, en mense glo jou nie. Maar eintlik behoort dit jou laat vrees. Want wat het gebeur? Luister weer, hy sê, dis nie net 'n gevaar vir die vrag van die skip nie, maar ook vir ons lewe.
Nou ek hoop ek kan dit in 'n oomblik regkry dat jy sal weet die uitkoms van hierdie situasie was dat hulle die skip verloor het, dat hy stikkend geslaan is op die rotse, dat hulle moes uitswem vir hulle lewens en dan sê die Bybel dat nie een van hulle het hulle lewe verloor nie. Want hoekom? God se genade is die onderbouing van 'n profetiese woord, nê? Dis wanneer jy 'n profetiese woord uit die hart van God begin spreek, dat jy nie net besig is om 'n of 'n oordeel uit te spreek nie. Jy's besig om te sê God is genadig. En as Paulus met die slang aan die hand gepik word daar op die eiland, as jy saam met my, is jou Bybelstudie op datum, en almal verwag hy moet doodgaan, dan skud hy die slang af, en dan gaan hy nie dood nie, want hoekom? Hy verstaan iets van 'n keuse tussen lewe en dood, halleluja. Hy verstaan dat hy moet in lewende lywe voor die keiser verskyn. Hy het 'n profetiese woord oor sy lewe. Ag, ek haas my om vir jou te sê, as die hoofman oor 100 nie in hom glo nie, en die stuurman en die eienaar van die skip glo aan die woorde van Paulus. Nou as Paulus moes in ons dag gelewe het, en hy een van ons moes wees, sou hierdie profetiese woord nooit uitgekom het nie. Soos hom nooit gehoor het nie. Want ek vra vir jou, is daar 'n profeet in jou huis? Is daar iemand wat vir jou wil sê, hoor, so spreek die Here? As ek 'n pad verder gaan en ons kan begin om saam te vat, dan wil ek jou help om te verstaan dat profesie gee vir die kerk rigting. Dit is 'n vraag om te doen of om nie te doen nie. En Jesus doen dit met die fariseërs, as hy sê, maar wee julle fariseërs wat julle gee tiendes van kruisement en van wynruit en vir elke groentesoort, en julle verwaarloos. Nou kom ons stop net eers gou daar, en julle gee tiendes. Jy weet, as iemand vir jou sê om tiende te gee, of as iemand vir jou sê om kruisement te gee, die meer hedendaagse vertaling is vetkoek en pannekoek, nee. Jy weet, kruisement of meel en olie vir die fondsinsameling, nee. Jy weet, ek weet nie of ons nog baie kruisement uit het. Ek moet vir u sê, dis nogal lekker om partykeer groente te kry. En dis nie 'n skimp nie. Hallo, jy weet. Maar wie vir julle kry ook af en toe 'n lekker stukkie groente by iemand? Niemand? Haai julle ouens, ons moet dan vir mekaar bietjie omgee. Regtig waar. Kry julle nooit bietjie groente by iemand nie? Of is julle net te vasgevries? Is dit koud? Moet jy dit koop? 'n weduwee moet dit koop. Nee. Hallo? Kom ek onderbreek die preek. Is nou ek wat die preek onderbreek, nie die Here nie. Nee. Hoor jy ouens, ons moet regtig vir mekaar omgee. As julle weet hoeveel miljoen olywe het Margaret gekry in die laaste 2 weke. My kombuismes is pers. Margaret se vingers het darm nou begin weer kleur kry. Kan God jou laat opstaan en jy ry by Spar verby en hy sê vir jou hou stil en jy sê Here ek is haastig en hy sê okay, gaan aan. Jy's haastig. Gaan soek hy volgende ene wat verby ry en die Here sê hou stil en hy sê Here u weet en hy sê gaan koop hy blikkie kondensmelk. En julle verstaan mos nou wat kondensmelk beteken.
Kondensmelk is nie net 'n ou blikkie kondensmelk nie. Dis ek luister na die stem van God. Ek hoor hom. Ek hoor hoe hy vir my sê. Ek hoor hoe dat hy vir my 'n bevel gee om uit te voer. En daarom wil ek hê jy moet weet. Hy sê die dinge wat julle verwaarloos, sê reg in die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Kan ek jou help om te verstaan dat heiligmaking en om te luister na God is nie altyd maklik nie. Dis eintlik 'n baie swaar uitdaging. En daarom laat die Bybel sê, hy sê moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dink is so nodig dat die kerk van Jesus weer sal verstaan dat Jesus, en ek dink ek het ietsie daar uitgemis wat ek moes verander het. Maar as jy dink aan die fees van die weke, ek laat dit maar weer opmerk, ek het reeds verduidelik, dan het op Jesus se opstandingsdag het hulle die gerwe geswaai. Hulle het gesê daar's 'n oes op die land. En met Pinksterdag het hulle die vars gebakte brode gebring en gesê die oes is af. Die oes is veilig. Hy's in die skure en hy's gemaal en hy's brood geword en alles nie. Maar kan ek jou help om te sien hoe dat Jesus 'n profetiese woord oor sy lewe verstaan het? Is jy reg daarvoor? Kom ons lees dit. Hy sê en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê. Nou baie keer dan is toekomsspraak, profetiese waardes, is dit iets wat maar in 'n gewone sê oomblik kom. Hy sê kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal dan aan die seun van die mens vervul word. Alles wat in die profete gaan vervul word. Hoor nou, Jesus praat met sy disippels. Hy sê vir hulle, wat gaan ons môre doen? Weet, hoe moet ons, waantoe is ons op pad? Waarmee is ons besig? In vers 32 sê hy, want hy, en dan verwys hy na homself, sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. Jesus het voordat hulle dit gedoen het, het hy dit in woorde gebring. Hy het gesê, dis die profetiese aard van my lewe. Dis waarvoor ek gekom het, dis waarvoor ek gestuur is. Hy sê in vers 33, en nadat hulle hom gegeesel het, hoor hy weet van die geeseling, sal hulle hom doodmaak. En ek dink, dis hier waar Jesus so benoude oomblik het. En dan besluit hy om vir lewe te kies. En dan sê hy, en op die 3de dag sal hy opstaan. Halleluja. Ek wil hê jy moet weet dat al die negatief, al die slegte profesieë kan in een oomblik verander deurdat iemand sê ek kies vir lewe. Ek kies vir die toekoms, ek kies vir oorwinning, ek kies vir die krag van God, ek kies vir die heerlikheid van die Here. En daarom laat Lukas 18 vers 34 sê, maar hulle het niks hiervan begryp nie, en hierdie woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Is dit waarin ek en jy vasgevang is, om nie eers te kan begryp, dat God wil vir my en vir jou sê, kies die lewe. Kies vir 'n oorwinning. Daarom, as ek vir jou help om te verstaan dat hoeveel tyd ons het om te kies, dan wil ek sê die disippels het 10 dae gehad van die hemelvaart na die Pinksterdag toe om te kies, en hulle het gekies, en wat het hulle ontvang? Hulle het die Heilige Gees ontvang, en die apostel Paulus moes hulle dit daarvan help om te verstaan en te begryp. Hy sê, en wat die geestelike grawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig wees nie. Ek wil hê jy moet snap, ek wil hê jy moet dit in jou hart bære. Pinkster het vir my gawes gegee.
Want hoekom as 'n bediening wat in die kerk moet kom? Apostel, profeet, evangelis, herder, leraar. Maar om by daai uit te kom, het ons die 9 gawes van die Heilige Gees nodig. En dit begin by wysheid, kennis, en dit gaan deur onderskeiding van geeste, gaan by werkinge van kragte, en dit eindig by tale en uitleg van tale. En hy sluit profesie ook daarin, hè. En ek wil hê jy moet staan, en dan sê hy, maar jy gaan dit nie alleen reg kry nie. Ek gee vir jou al die gawes. Liefde, blydskap, goedheid, getrouheid. So, wat het jy van Pinkster gekry? Is jou inkopieslys leeg? Of sit jy ver oggend hier en sê, pastoor, ek sien jy is nou by die einde van jou preek, so dankie tog. Maar pastoor, ek voel iets wat my in my hart tref. Was Pinkster net 'n kalender aktiwiteit gewees? Of het iets in my verander? Het iets in die laaste week of 2 in my lewe verander? En as daar een ding is wat ek die Here voor dank, is dat ek al hoe meer smag na sy bevele. Ek sê, Here, gee die bevel en ek sal dit doen. Hy sê, as iemand meen dat hy profeet geestelike mens is, dan moet hy erken dat wat ek aan julle skryf bevele van die Here is. Nou, hoor wat sê vers 38, die vers net daarna. Hy sê, as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Wow. Weet jy wat gaan gebeur as niemand meer omgee vir jou nie? As niemand meer 'n passie oor jou het nie. En ek wil, dankie Sissa, ek wil jou aan die hand vat en ek wil vir jou sê, as Petrus hierdie belewenisse het waardeur hy werk, dan sê hy, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Toets gou jou hart. Kan jy sê, sy naam is Jesus. I speak the holy name. I speak Jesus over my family. I speak, and I don't stop speaking. Ek sê lewe, lewe, lewe. Wie wil vanoggend saam met my staan as 'n simboliese oomblik om te sê, Here, ek is deel van hierdie gemeente en ek kies vanoggend vir die groter van hierdie gemeente. Ek kies vanoggend en ek sê, sy krag, sy heerlikheid. En as jy saam met my staan, dan gaan ek jou nooi om vir 'n oomblik, net daar waar jy is, sommer jou hande in die lug op te steek. En om te besef waaroor dit gaan. Dit gaan oor sommiges wat almal. En dit gaan oor lewe en dood. En dit gaan oor dat ek sê, hier is ek, Here. Here, hierdie tekortkominge, hierdie beperkinge, hierdie strongholds. Here, ek kom en ek breek vanoggend en ek spreek lewe oor elke gedagte wat gesê het, ek kan nie, ek is nie in staat nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie wat ek moet wees nie, ja, ek sal tog nooit daarby uitkom nie. Here, maar vanoggend kies ek om hier uit te stap en om te sê, ek weet my verlosser lewe, ek weet die Here is my God, ek weet
weet, hy is my krag en my sterkte, en ek spreek dit, en ek sê vanoggend, lewe oor dood, want God se plan is vir my lewe. Halleluja, halleluja. Here, ek wil bid dat ons 'n gemeente in ons dorp sal wees, wat hier die waarheid kan uitlewe. Here, dat mense sal weet, dat ons het die lig ervaar, ons het die heerlikheid gesien, ons was op die berg waar U opgevaar het, ons was op daardie plekke waar U ons met krag aangedoen het vanuit die hoogte, en ons kan sê ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Dankie vir U heerlikheid, dankie vir U groote almaak, en ek wil bid, Here, dat U mense sal bewus maak. Ek wil bid dat die Heilige Gees saam met hulle huis toe gaan, in hulle werke, in hulle alleen, in hulle saam, in hulle tussenin wees. Here, dat U sal opdaag, en dat U sal oortuig van wat nodig is, en dat ons as oortuigde mense met 'n vreugde sal kan sê, die Gees van God het my vervul. Die Heilige Gees krag is in my lewe. Ek is vol van die Here, want hy is my God, halleluja. En ek vrees niks nie, want sy bevel is my lewe, en ek loof U daarvoor. Dankie, Here, dat ons vir ons gemeente kan bid. Dankie dat ons gemeente aan U kan toevertrou, om ons op te tel in 'n dag en 'n tyd soos hierdie, in 'n dorp en in omstandighede, in 'n seisoen en in 'n politiek en 'n ekonomie van hierdie dag, Here, ons te plaas, en ons kan oorwinnaars wees in Jesus se naam. Amen en amen en amen.